Okay, so daar's sekere driehoeke in trig wat ons vir julle moet leer wat jy uit jou kop uit moet ken. So dis nou die papegaai leerwerk, daai wat jy opeet en dan regurgitate in jou vraestel. Dis presies dit wat ons vandag gaan doen. So ek gaan vir julle 'n bietjie agtergrond gee hieroor. Ek sien hulle 2 driehoeke geteken. Ek gaan eers die eerste enetjie vir julle verduidelik en dan die tweede enetjie. En dan wat ons van jou verwag in 'n vraestel, soos wat jy dan moet gaan teken. So kom ons praat gou oor die eerste driehoek. Ek gaan hom vir jou teken en dan gaan jy vir my die driehoek klassifiseer. Ekskuus, ek wil klein bietjie meer presies wees as dit. Klassifiseer vir my hierdie driehoek gebaseer op sy sye. Ekskuus. Dis 'n gelykbenige driehoek, baie mooi. Nou, gestel, nee, voordat ons daartoe verder gaan. Wat is die grootte van hoek A en hoek B? Elk, okay, fantasties. So julle sê vir my dat dis 'n gelykbenige driehoek en hoeke teenoor gelyke sye, tesame met binnehoeke van 'n driehoek. Alles wat ons in graad 9 geleer het, bring vir ons by die feit dat A en B is albei 45 grade. Nou dis great. Maar ons het meer as dit nodig, want ons het nou die hoeke se groottes, maar ons wil baie graag dan nou ook die hoeke se die driehoek se lengtes beskou. Nou argumente onthaalwe. Ek sê vir jou, CB is 'n volle 1 cm. So obviously nie volgens skaal nie. Wie kan van my sê hoe lank is AC? Baie moeilik, ek weet. Ook 1 cm. Baie goed. Gebruik nou vir my Pythagoras en bereken die lengte van AB en los asseblief jou antwoord in wortelvorm. Gebruik Pythagoras. Bereken vir my die lengte van AB en los jou antwoord vir my in wortelvorm. Is julle klaar of wag ons vir beter dae? Het julle al iets uitgewerk? Wortelvorm, ek soek nie desimale nie. Dis wortel 2. Ek is so tevrede. Wie het wortel 2 gekry? Ek kan nie sien nie, lig julle hande hoor op. Ek skort. Baie dankie. Kom ons maak gou seker dat almal dit verstaan. Pythagoras, jy kan maar laat sak, dankie. Pythagoras sê vir ons dat, soos Anke mooi vir ons geleer het, as ons altyd ons skynsy aan die linkerkant sit, dan gaan ons altyd plus aan die regterkant. Dan kan jy dit nie verkeerd kry nie. Okay? So skynsy kwadraat is gelyk aan die ander 2 sye gekwadreer bymekaar getel. Height. Maar nou, die ander 2 sye is elkeen 1. Nou 1 kwadraat is 1 plus 1 is 2. So AB kwadraat is 2, maar ek wil nie weet wat is AB kwadraat nie, ek wil weet wat is AB. Vierkantswortel albei kante van ons vergelyking. En dan sien ons, tegnies, vir Pythagoras gaan jy altyd positiewe waardes hê, maar as ons nou terug moet gaan algebra toe, dan gaan dit nou plus of minus wortel 2 wees, wat ons is nie nou ter sprake nie. Maar dis wortel 2 eenhede. Fantasties. Ek hou van hierdie driehoek. Jy kan die driehoek verander. Ek gaan dit nie nou doen nie. Ek hou van hierdie driehoek en ek gaan met hierdie driehoek werk. Dan kan ek sien wie hulle sakrekenaar gebruik het. Dis hoekom. Okay. So, daar het ons dan nou wortel 2. Nou, hoekom gebruik ons dit? Ons is dan nou besig met spesiale driehoekies. Great, juffrou, dis Pythagoras. Wat op aarde het dit te doen met trigonometrie? Alles.
Want, as ek nou vir jou sê, gee vir my die waarde van die volgende. En ek sê vir jou, geen sakrekenaar. Dan moet jy vir my die waarde kan gee, die antwoord kan gee, van sin 45 grade en kos 45 grade, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou, in 'n eksamen of 'n toets of 'n ondersoek of 'n tutoriaal, gee ek net vir jou die volgende, ek sal nou weer teruggaan, ek gee net daai vir jou, ek net gou hier nog 'n bladsy bysit. In 'n toets gee ek net dit vir jou, bereken die waarde of gee die waarde van die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En dan moet jy moet dan weet, ek gaan my spesiale driehoekie moet gaan teken op my vraestel, langs my vraag, en dan die antwoord gaan neerskryf. Ek wil daai driehoek sien. Jy moet daai driehoekie gaan oorteken, nie so nie, bietjie makliker, ek gaan vir jou wys wat jy gaan skryf, gaan teken, jy gaan jou driehoekie net so gaan teken, jy gaan iewers gaan jy 45 grade aandui, of jy kan net 2 gelyke hoeke aandui, en jy skryf dan 1 wortel 2. Is dit altyd dan? Dis altyd daai driehoek as ons 45 grade gebruik, dan gaan jy altyd jou gelykbenige driehoek gebruik. By sin, kos, tan, kot, sek, het julle daai inverses gedoen? Nee, ook nie gedoen nie. OK, sin 45 grade. Nou kom ons beskou gou daai driehoekie. Sin 45 grade. Sin is gelyk aan teenoorstaande op skuins. Almal stem saam. Teenoorstaande op skuins, jy gebruik jou spesiale driehoekie. Nou gaan julle sê, maar juffrou, daar's 2 45 grade hoeke. Okay, maar dit maak nie vir my saak waar jy staan nie, want jy gaan dieselfde antwoord kry, ongeag by watter 45 grade hoek jy staan. Ek gaan nou hier onder staan. Teenoorstaande is daai sy, dis 1. Skuins is wortel 2. So jou antwoord dan van sin 45 grade is 1 op wortel 2. Wat van kos 45 grade? Kos is aangrensend op skuins. Ek wil hê iemand moet vir my die antwoord gee. 1 op wortel 2. Dis toevallig, dis presies dieselfde antwoord. So dit sê vir ons dat sin en kos se waarde by 45 grade is presies dieselfde. Dis nie iets wat jy nou hoef te onthou nie. Vandag se les is net om seker te maak jy weet hoe die driehoek lyk, hoekom hy so lyk, en wat ons van jou gaan vra in 'n toets. Jy kan dit met tan ook doen, dan gaan jy kry 1 op 1 is 1. Jy kan dit met tan ook doen, kom ons doen dit gou vinnig. En dan wil ek vir julle ietsie oulik wys. En julle weet wat dit beteken. Ietsie cool. Tan is teenoorstaande op aangrensend, dit gaan wees 1 op 1, is 'n volle 1. Nee, 1 op wortel 2 is nie 1 nie. Tan is dieselfde antwoord, die tan is 1. Dan is teenoorstaande op aangrensend, so as jy nou hierso staan, jy is hier, daar is 45 grade, nee, jy stem saam. Teenoorstaande is as jy pyl en boog skiet, aangrensend is die sy waaraan die hoek raak wat nie die skynsy is nie. 1 op 1 is mos 1. So tan se antwoord verskil, maar sin en kos se antwoord is dieselfde. Want as ek vir jou sê bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, dan moet jy enige 45, jy moet sin, kos of tan van 45 grade kan gee as 'n antwoord, 'n numeriese antwoord, sonder jou sakrekenaar. Nou terwyl ons op die topik is van 'n sakrekenaar, gebruik gou julle sakrekenaar vir my. En dan tik julle nou vir my in sin 45 grade. En ek soek nie die desimale nie, ek soek die breek. Nou gaan julle sê, juffrou, jok vir ons.
Want as ek in my sakrekenaar intik sin 45 grade, dan gee my sakrekenaar vir my wortel 2 op 2. Hoekom jok juffrou dan vir ons? Okay, kleer die sakrekenaar. Tik nou vir my in jou sakrekenaar in, 1 op wortel 2 is gelyk aan. Het ek gejok? Ek weet. Nou, hoekom is dit so? Jou sakrekenaar gaan altyd vir jou 'n antwoord gee met 'n rasionale noemer. Wortel 2 is irrasionaal. So, hoe kry jou sakrekenaar dit reg? Nou, hierdie is net ekstra inligting, maar ek voel dit is belangrik om te verstaan, want anders leer ek vir julle die goed soos 'n berdie papegaai. Ek hoop julle ma luister na hierdie video nie. Hoe kan dit wees dat 1 op wortel 2 en wortel 2 op 2 dieselfde ding is? Nou, as ek enige breuk vat en ek maal hom met 1, dan het ek mos niks. As ek enigiets vat en ek maal dit met 1, dan is dit mos dieselfde. Ek het mos niks verkeerd gedoen nie. So, wat as ek vir jou sê ek maal dit met wortel 2 op wortel 2? Mag ek dit doen? Verander die waarde van die uitdrukking? Hoekom nie? Wat kan julle vir my sê oor wortel 2 op wortel 2? Wat is dit gelyk aan? So ek maal mos nou met 1. Ek is mos onskuldig. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Nou kom ons dink gou wat hier aangaan. As ek bo maal bo, want dit is wat ons leer, dit is ons breuke maal, bo maal bo en onder maal onder. Bo die lyn kry jy dan 1 maal wortel 2, dis wortel 2. Onder die lyn kry jy wortel 2 kwadraat. Very interesting. Jou sakrekenaar doen dit outomaties. Wat is die take-home message vir hierdie driehoek? Die take-home message is, ek gaan weet as jy jou sakrekenaar gebruik het. Dit is hoekom ek sê, teken vir my die driehoek, los jou antwoord so, en nie so nie. Anders weet ek jy het 'n sakrekenaar gebruik. Ek sê vir jou waarvoor ek vir jou punte gaan gee, en waarvoor jy punte gaan verloor, en hoe ek dit gaan weet. Okay, daar's nog 'n wonderlike driehoek wat vir ons wag. Julle het gedink ons is klaar, ek is jammer om jou babbel te bars. Okay, ons gaan weer werk met die teorie daar agter, want julle weet ek hou van die hoekom en die waaroms en die whatevers. Ek gaan vir jou die volgende teken, 'n driehoek. En nou gaan ek vir jou sê, al 3 sye is ewe lank. Klassifiseer asseblief vir my hierdie driehoek volgens sy sye. Ek soek nie die hoeke se grootte nie, watter tipe driehoek is 'n gelyksydige driehoek. Nou, Janke, jy het wel iets gesê wat vir my belangrik is. Jy het vir my die grootte van elke hoek gegee. En ek is tevrede daarmee. Anja, come on. 60 grade, 60 grade. Nou, moet nou nie daai boonste 60 grade inskryf nou dadelik nie, want ek gaan nou bo dit teken. Julle stem saam, dis 'n gelyksydige driehoek, al die binnehoeke is gelyk aan 60 grade. Nou gaan ek 'n konstruksie maak. Konstruksie beteken, jy vat jou pen en jy maak 'n lyn wat nie daar was nie. My konstruksie is, ek gaan 'n middelloodlyn trek. Middelloodlyn, hy is nie perfek nie, hoekom nie? More or less, ek gaan dit nou nie perfek kry nie. Wat is die definisie van 'n middelloodlyn? Wat beteken dit? Loodreg, punt 1, so Janke, hy maak 'n 90 grade hoek. Wat nog? Middelloodlyn. Ja, Anke, hy doen. Wat hy doen, is hy verdeel dan nou, kom ons noem dit sy AB, hy halveer vir AB. So nie net is dit 'n loodregte lyn op AB vanaf punt C nie, maar hy halveer dan ook die sy. Nou, kyk gou vir my na hoek C1 en C2. Hoe groot is elke hoek? 30 grade, want as die middelloodlyn die teenoorstaande sy halveer,
dan halveer hy ook die hoek. Julle hoef nie hierdie redes neer te skryf nie, julle hoef nie hierdie afleiding te kan maak nie, julle hoef nie eers hierdie driehoek te skryf in 'n toets nie. Maar dit help jy, ek leer vir jou die goed en jy weet nie hoekom dit so is nie. Want wat as jy vergeet hoe werk die driehoek? Dan moet jy self daar kan uitkom. So elke hoek is 30 grade. Great. Nou gaan ons gou met sy lengtes werk. Argumentsonthaalwe, by die oorspronklike driehoek het ons gesê dat elke sy is 2 cm. Onthou julle, ons het gesê dis 'n gelyksydige driehoek, al die sye is ewe lank. Kom ons maak hierdie punt M. Nou AB is ook 2 cm of 2 eenhede lank. Hoe lank is MB? 1, want ons het 'n middellootlyn, hy het hom halveer. So hierdie is dan 1. En daar is 1. Nou ons doen verskriklik goed. Ek gaan nou hierdie driehoekie vat, nê? Ek gaan hom duplicate en dan gaan ek die helfte daarvan uitvee. Nou as jy nou nie lus het om dit te doen nie, dis okay, maar eventually gaan jy dit moet teken. Bless you. Ek gaan nou die helfte van my hoek uitvee. Driehoek. Dis so perfek soos hy nou gaan kom. Bereken asseblief vir my die lengte van CM deur gebruik te maak van Pythagoras en los jou antwoord in wortelvorm. Weet julle wat ek van julle vra? Onthou julle ons het dit net nou gedoen? Bereken vir my die lengte van CM, die pers sy, deur gebruik te maak van Pythagoras en los jou antwoord in wortelvorm. Het iemand al vir my 'n antwoord? Wortel 3. Yes, ek love it. Wortel 3, baie mooi. As jy Pythagoras gebruik het, moet jy by wortel 3 uitkom. Ek gaan vinnig dit neerskryf. Skynsy is CB². Onthou, sit jou skynsy altyd aan die linkerkant. Wat het ek nou gedoen? O, dis reg. Sorry. Okay, never mind. Okay, CM² is dan 3, CM is dan wortel 3 met Pythagoras. Jy hoef nie dit in 'n toets te doen nie. Ek verduidelik net vir julle waar dit vandaan kom. So hierdie low and behold, groot verrassing, is jou tweede spesiale driehoekie. Hoe gebruik ons dit? Want ek gaan vir jou sê, bepaal die volgende en onthou nou, sonder 'n sakrekenaar. Sonder die gebruik van 'n sakrekenaar moet ons dan nou hierdie waardes bepaal. En dit beteken jy gebruik net jou spesiale driehoekie, ja. Ja, in die vorige voorbeeld, hoe groot was die hoek? In die vorige driehoek, hoe groot was die hoek? 45. So dit sê vir jou dat jy moet op die uitkyk wees vir op hierdie stadium vir vandag se les 3 spesifieke hoeke. 30, 45, 60.
En afhangende van wat ek vir jou gee, dit gaan bepaal watter driehoekie jy moet gebruik. Gewoonlik meng ons die twee saam, ons plus en maar sin 30 en dan of kos 45. So jy word gewoonlik vereis, of daar word gewoonlik van jou verwag eerder, om albei driehoeke te teken. OK, wat is sin 60? Kan ons ons spesiale driehoekie gebruik? Ja. Sê weer? OK, ja, maar wat is die antwoord? Wortel 3 op 2. So as jy dink aan sin 60, vra jy vir jouself, waar staan ek? Ek staan by 60 grade. Sin is my teenoorstaande gedeel deur my skuins. Wortel 3 op 2. Kos 60 grade. Is wat? Dis 'n half, baie mooi. Want kos 60 grade sê vir jou, ek is weer by 60 grade, maar kos is my aangrensend op my skuins. Aangrensend op skuins. Weereens, dis die hele afleiding van waar ons by die driehoekie uitkom. Ek gaan wel net vir jou teken wat ek verwag in 'n toets. Ek wil dit kleiner maak, maar dis fyn, laat ek nou maar net hierdie opskuif. So in 'n toets, hoe lyk die driehoekie wat jy vir my teken? Hy lyk so. Jy maak enetjies 30, enetjies 60. Okay, myne, ek wil eintlik die 60 nou in die onderkant sit. Maak nie vir my eintlik saak waar dit is nie, solank jy nou net nie die mekaar raak met die sye nie. Nee. Waar sy? So, ek hou van storieetjies, ek gaan nou vir jou verduidelik hoe ek dit nog altyd maklik onthou het. Stick with me, I'll make you famous. Okay. Tan 30, ons maak gou hierdie twee voorbeelde klaar, dan gaan ek vir julle leer om dit te onthou. Okay, tan 30 grade is teenoorstaande op aangrensend. Mooi, 1 op wortel 3. As jy jou sakrekenaar gebruik, gaan hy vir jou uitspoeg as wortel 3 op 3, en dan weet ek jy het jou sakrekenaar gebruik. Hoor dit doen nie? Want jou sakrekenaar gaan nooit vir jou noemer as 'n irrasionele getal los nie. Never ever. Sin 30 grade is teenoorstaande op skuins en dit is 'n half. Nou okay, die vraag is, juffrou, ek skryf toets, hoe die hel gaan ek my driehoekie onthou? Hoe gaan ek die twee driehoeke wat ons vandag geleer het, uit my kop uit net onthou? So hier is jou shortcut. Ek gaan nou twee distinctly different driehoeke teken met vir 'n rede. Want dis die twee wat jy moet kan of teken in 'n eksamen. OK. Hierdie is jou 45 grade driehoekie. Kan jy sien hulle lyk ewe lank? Nee, daar's jou 90 grade hoek. Kan julle sien ek het my gelykbenige driehoek met twee streepies aangedui? Dit is vir my onmiddellik dink ek aan 'n 1 en 'n 1. So ek weet hier kom 'n 1 en 'n 1. Maar albei my driehoekies het iewers 'n wortelsyfer gehad, soos wortel 3 of wortel 2. Nou in my 45 grade driehoekie, want dit is die een waarmee ek nou besig is, het ek nou nog nêrens 'n wortel 2 of 'n wortel 3 nie. So uit die aard van die saak moet hier 'n wortel wees, né? Okay, nou jou skynssy gaan altyd 'n 2 bevat. So ek weet ek gaan 'n 2 hê en 'n 2 hê. Maar omdat ek nog nie 'n wortel daar het nie, moet hy nou daar kom. So jou skynssy, ek herhaal, tussen jou twee spesiale driehoekies, daar gaan altyd 'n 2 wees by jou skynssy. Maar omdat ek vir my 45 grade driehoekie nog nie 'n wortel gebruik het nie, gaan ek dit nou gebruik. En dit kom dan nie. Is julle by? Gaan julle ten minste nou die 45 grade een onthou? Okay, maar nou is ons by die ander driehoekie. Dis my 30 grade, 60 grade, 90 grade
driehoekie. Die kleinste hoek. Kyk gou na A en B. Watter hoek is die kleinste, dink julle? B. Okay. So hy moet dan die 30 grade wees. So ek ruil dit nou om as prins. Dit beteken hierdie hoekie is 60 grade. As ek by die 30 grade staan, hierso, onthou julle ek sê altyd dan raak my voetjie aan die aangrensende sy. Dan voel daai 30 baie alleen. Hy wil nog 'n maatjie wat soos hy lyk. So ons sit 'n 3 daar. Wortel 3. Ja. Ja. Dan moet dit so gelyk het. Ek het nou die driehoek omgedraai as prins. Maar om terug te kom by wat jy wil sê, Anke, en dit wys my hoe wakker jy is, daai is een. So ek was nou lelik geweest van nou dat ek die driehoek kan nou gaan draai. Juffrou, het jy 30 grade gehad, daar het jy 60 grade gehad. Kyk hoe lelik is jy nou. Kyk wat doen jy aan ons. Want iewers in 'n toets gaan iemand die hoeke gaan omruil en dan gaan jy vergeet watter sy kom waar. En dis hoekom ek jou moet leer met 'n ek bedoel ons het nou die hele teorie daar agter gedoen, maar jy gaan dit nie onthou nie. So ek wil hê jy moet dit onthou. So nou sê ek 30 is nou, ek het nou 30 hieronder gesit. Waar is sy maatjie? Daar's die 3. Maar dis wortel 3. En dan die ander sy is dan 1. 'n Ander manier wat jy aan kan dink is jou 30 is wat ons noem jou kleinste hoek. In daai driehoek. En die sy teenoor hom moet dan die kortste sy wees. Dis nog 'n manier om dit te onthou. So 2 gaan altyd op jou skynsy wees ensovoorts. Julle het obviously huiswerk. Julle weet hoe dit werk. Julle gaan vir my oefening 4 doen. Julle gaan nie alles doen nie. Ek is nice vandag. Julle gaan vir my doen A. En dan vir 'n uitdaging gaan ek vir julle vra, doen vir my vraag C. Dis 'n uitdaging, want tyd hardloop uit. Okay, het almal dit is op bladsy 72 en 73.